Goeiemôre broers en susters en ook hartlik welkom aan al ons besoekers vanoggend. Ons begin ons ontmoeting vanoggend met ons Here deur te verklaar dat ons nie hier is omdat ons dieselfde belangstelling het, omdat ons op dieselfde plek bly of wat ook al nie. Ons is hier saam in die naam van die Here, om hom lief te hê en omdat hy ons roep as sy gemeente. En ons roep hom dan vanoggend met die woorde van Psalm 16, bewaar my o God, want by u skuil ek. Ek het vir die Here gesê, u is my Here, vir my is daar geen goed bo u nie. En dan antwoord ons troue Here ons. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen. Kom ons antwoord ons Here met lof, ons hef ons harte op, vul ons monde met sy heerlikheid, sy werke. Dis wat ons gaan doen nou. Ons gaan sing van hom as herder en sy kosbaarheid wat hy vir ons is. Psalm 23 en daarvan gaan ons sing verse 1 en 2. Bely nou hartlik ons geloof aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en sal met heerlikheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe
van die toekomstige bedeling. Amen. Jy kan die plekke inneem, waar ons nou sal luister na die wet van ons Here. En dit is so kosbaar as ons na die wet luister om die evangelie altyd in gedagte te hou. Die Here gee nie sy wet vir jou om vir jou 'n lys dinge te gee, wat as jy dit goed genoeg doen, dan sal jy die koninkryk beerwe nie, dan sal jy verlos word nie. Hy gee vir ons sy wet en hoor dan vanuit Eksodus 20 die eerste woorde van sy wet, wanneer hy dit gee. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, van die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis in jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Sonder wanneer jy dit raak sien, wanneer ons luister na die wet van die Here, en ons sonde word voor ons gehou, wat die sonde wil doen, vir ons sê om te doen, is om weg te vlug van God af. Want ons hoor uit ons sondigheid uit, dat ons onder sy wraak is. Maar omdat ons die evangelie ken, die verlossing in Christus, is dit juis nie wat ons moet doen nie. Ons moet juis onthou wanneer ons Here vir ons in 1 Johannes sê, dat as ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe. En daarom sing ons nou Psalm 32, daarvan gaan ons vers 3 sing, waar ons dan vir ons Here sê, ons sing vir hom, ek het bely, o Heer, in sielerou nie my hart gegrendel of my mond weerhou nie. Ek het bely wat my van U vervreem. U het my skuld genadig weggeneem. En dan roep ons mekaar op. Ons sing hierdie woorde so gereeld, maar sien daarin. Jy sing vir jou Here, maar jy sing ook vir mekaar. Ons roep mekaar op, wanneer ons sê, dis kom Gods volk. Dis kom al sy bemindes, om hom te soek terwyl sy gunst te vind is. Die lewenssee mag met sy golwe slaan, dit deurhul nie. Dit raak ons selfs nie aan. Psalm 32, en daarvan sing ons vers 3.
ons roep die Here aan in gebed. Ons almagtige God en ewige Vader, ons buig voor U vanoggend, en daar's nêrens anders waar ons wil wees as voor U, by U voete nie. Daar waar ons U heerlikheid en krag en majesteit kan aanskou, kan sien, kan geniet. Ja, ons prys U vir hoe U deur U kragtige hand heers, hoe U alle dinge bestuur, en hoe U ook U vyand altyd deur onder U voete vertrap. Ons prys U vir wat ons het in U, 'n herder, 'n opsiener, 'n Vader. Ja, ons prys U dat U Uself so openbaar, dat ons met vrymoedigheid dan ook na U kan kom. En dis wat ons nou doen. Soos ons gesing het, kom ons en ons bely ook ons skuld voor U. Ons sien, U is die heilige God van Israel, allerheilige, verterende vuur. U is brandend rein en heilig. En ons bely dat ons so gereeld in ons lewens net nie is nie. So ons bely ons sonde, Vader, en ons bid om ons Here Jesus Christus ontwil, vergewe ons, was ons met sy bloed en bedek ons met sy geregtigheid. Dis al hoop wat ons het. En so kom ons ook met lof voor U in die wete dat wanneer ons hierdie gebed bid, U heelhartig antwoord. So ons prys U vir Christus, die Lam van God, Hy wat geslag is in ons plek. En Vader, ons bid dan ook dat U ons vanoggend sal seën in hierdie ontmoeting, dat ons hierdie vrymoedigheid en die toegang wat ons deur Christus tot U het, sal ervaar en sal geniet en sal lief hê, dat wanneer ons vir U nog gaan sing, dat dit nie net woorde voor ons sal wees nie, maar dat ons harte daarmee gevul sal word, en dat ons werklik van harte vir U sal sing. En lei ons ook in U woord. U ken ons is hardnekkig, ons is kortsigtig, en ons is stomp van begrip. Maar U woord is vir ons die lamp, dis die lig. U openbaar U self daarin, U openbaar U wil, die weg wat ons moet gaan, en daarom met groot afhanklikheid pleit ons, help ons, lei ons in U woord, sodat ons U heerlikheid werklik kan sien, dat ons U wil kan sien, en ook dat ons dit sal lief hê. Deur U Gees, werk tog so in ons, dat ons gehoor gee, dat ons harte sag sal wees, dat ons verstaan en dat ons sal lief kry. Ja, Vader, ons bring dan ons gebed voor U, alles in die naam van ons Here, ons Koning, Jesus Christus. Amen. Voor ons na die woord van ons Here luister, gaan ons saam sing vanuit Psalm 68. In Psalm 68 sing ons van hoe besonder die Here die volk Israel versorg het, gelei het, beskerm het in daai tyd na hulle uit Egipte gehaal het. En dan is dit so belangrik, elke keer as ons praat van Israel, slawerny, Egipte, die woestyn, dat ons onthou, die Here skep vir onsself hierdie teebeeld. Dat ons lewe is dieselfde as Israel se. Soos Israel verlos is uit slawerny in Egipte, het God ons verlos uit slawerny aan die sonde. Soos wat Israel trek deur die woestyn op pad na die beloofde land, so is ons op hierdie aarde, besig om te trek na die beloofde land, na die koninkryk, waar ons tuiste vir ewig sal wees. So ons sing dan hier in hierdie Psalm van hoe God in daardie tyd, na Egipte, daai tyd in die woestyn vir Israel versorg het, beskerm het, gelei het. En ons weet en ons sing, dis wat die Here vir ons is in hierdie lewe. So 'n God, so 'n herder. So kom ons sing Psalm 68 vir ons Here, vers 4 en vers 5.
Ons gaan vanoggend saam na ons Here se woord luister vanuit Handelinge 20. So julle kan gerus saam met my daar oopmaak, daarin blaai. En ook deur die loop van die prediking julle Bybels daar oophou. Dit is uiters verrykend en versterkend as julle self die teks kan sien en verstaan. Handelinge 20, ons gaan daar lees vanaf vers 17. En net in die gedeelte voor dit, vanaf vers 13 word Paulus se reisplanne nou vir ons gegee. So hy is haastig op pad Jerusalem toe, want hy wil op Pinksterdag daar wees. En hy is tans in 'n stad met die naam Melete, 'n hawestad, en hierdie stad was omtrent so 50 kilometers ver van Efese af. Efese waar natuurlik die groot gemeente is waarvan ons in Openbaring lees, wat ons ook 'n brief aan het, die brief van die Efesiërs. Nou aangesien Paulus nou naby is en hy het nou tyd, roep hy toe en hy stuur na die ouderlinge van die gemeente in Efese, dat hulle na hom kom waar hy dan aan hulle eintlik 'n preek lewer. 'n Preek waarin hy sy finale instruksies en ook sy afskeidswoorde gee. Dit is 'n besonderse teks hier, 'n besonderse preek, want as jy na die boek Handelinge kyk, en al Paulus se prediking wat vir ons opgeteken is dit die enigste prediking wat aan Christene is, gerig is tot gelowiges. Meeste van sy ander preke is gegee vir ongelowiges, hulle wat Christus nie ken, die evangelisasiepreke. Maar hier praat hy met broeders. Hy praat met die gelowiges hier. Ons luister dan saam na Handelinge 20 vanaf vers 17 tot 38. En van Melete het hy gestuur na Efese en die ouderlinge van die gemeente laat roep. En toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle: Julle weet hoe ek van die eerste dag af dat ek in Asia aangekom het, die hele tyd by julle gewees het en die Here gedien het met alle nederigheid en baie trane en beproewinge wat oor my gekom het deur die komplotte van die Jode. Hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie,
om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise, terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het, om die bekering tot God en die geloof in ons Here Jesus Christus. En kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem, en watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie, behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeye en verdrukkinge my wag. Maar ek bekommer my glad nie, en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. En nou weet ek dat ek julle almal onder wie ek rondgegaan het en die koninkryk van God verkondig het, my aangesig nie meer sal sien nie. Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag, dat ek rein is van die bloed van almal, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want dit weet ek, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank, nag en dag, nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. En nou, broeders, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle erfdeel te gee onder al die heiliges. Niemand se silwer of goud of klere het ek begeer nie, maar julle weet self dat hierdie hande voorsien het in die behoeftes van my en die wat by my was. Ek het julle in alles getoon, dat ons deur so te arbeid die swakkes moet help en die woord van die Here Jesus moet onthou, dat hy gesê het, dit is saliger om te gee as om te ontvang. En na hierdie woorde het hy neergekniel en met hulle almal saam gebid, nadat 'n groot geween ontstaan van almal. En hy het Paulus om die hals geval en hom gesoen, veral bedroef oor die woord wat hy gesê het, dat hulle sy aangesig nie meer sou sien nie. En hulle het hom na die skip begelei. Tot sover. Kosbare teks waar ons dan nou vanoggend in die ampt van ouderling, opsiener, herder, 2 broers weer sal bevestig. Paulus begin deur sy eie bediening te verduidelik en dit wat hom gekenmerk het. Dis wat ons nou gehoor het, en jy moet raak sien, hy doen dit nie as 'n ydelle roem. En kyk hoe goed is ek en hoe goed bedien ek nie. Wat hy doen is, hy sit sy bediening voor as 'n voorbeeld, as instruksie vir hierdie ouderlinge van Efese. Inderdaad kan jy sien, hy sit dit voor as 'n instruksie vir alle gelowiges om die Here te dien, maar in die besonder vir hierdie ouderlinge. Vers 18 sê hy, julle weet hoe ek van die eerste dag af dat ek in Asië aangekom het, die hele tyd by julle gewees het en die Here gedien het. Nie met arrogansie nie, nie met hoogmoed nie, nie met hierdie mag waaroor hy heers oor die gemeente nie, maar met alle nederigheid en baie trane en beproewinge. En dit hoort die hart van al Christus se ouderlinge, se herders te wees. Paulus het al die gawes, het al die vermoëns gehad, in insig, in wysheid, in openbaringe oortref hy die ganse gemeente van Efese by verre. Maar hoor dan wat sê hy? Hy was onder hulle. Hy het homself nie verhef weens die gawes wat hy gehad het nie. Hy was nie tevrede met 'n bediening uit die hoogte wat hy kyk na die gemeente daar en hy sal hulle bedien, vir hulle gee wat hy moet, maar hom persoonlik self hou hy weg van hulle af nie. Nee, hy was in die openbaar het hy hulle onderrig, in hulle huise het hy hulle onderrig. En daarom kon hy dinge sê, soos, wees bly saam met die wat bly is, en treur saam met die wat treur. Hy het dit gedoen. Hy was van dag 1 af onder die kudde gewees. Hy het die waarheid van Christus nie net gepreek nie. Hy het dit so aangetrek in die manier hoe hy die woord van die Here bedien het, dat hy geskitter het
van Christus. En dan gaan hy verder in vers 20, waar ons van hom hoor, hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig en in die openbaar en in julle huise. Ons hoor later in vers 27, dat Paulus sê, ek het die hele raad van God aan julle verkondig. Hy het niks teruggehou of vermy wat God in sy woord vir sy gemeente wil sê nie. Maar hy het alles gebruik tot vermaning, vertroosting, opbouing, bemoediging. Hy het die mense nie in die gehoor gestreel nie. Hy het nie net gesê wat die mense wil hê hy moet sê nie. Al wou sommige dit hê. Sommige wil die gemeente van God as 'n demokrasie hê, waar almal verwag dat die herders moet spreek volgens die meerderheidswil. Paulus het elke aspek gepreek. Geen onderwerp was te sensitief. Geen onderwerp te kontroversieel, te swaar, te hard, te moeilik nie, te onduidelik nie. Nou, hy het dit gedoen want hy het geweet, dis nie my kudde nie. Dis nie my waarheid nie. En hy het die kudde van God te lief gehad om enige van die goeie wat God in sy woord vir sy kudde as voedsel gee, van hulle te weerhou. Hy het die hele raad van God verkondig. Al het dit gereeld trane, spanning, beproewinge by homself, sowel as by die gemeente veroorsaak. Ons sien dit, waar hy dit doen. Ons hoor in die tweede brief aan die Korintiërs, hoofstuk 7, waar skryf aan hulle, want al het ek julle ook deur die brief bedroef gemaak, is ek nie jammer nie, al was ek ook jammer. Want ek sien dat daardie brief, al was dit vir 'n kort tydjie, julle bedroef gemaak het. Nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering, want julle was bedroef volgens die wil van God. As herder het Paulus dan nie gemik daarop dat die mense goed van hom moet dink, goed van hom moet praat, dat hy gewild moet wees en net mense na die kerk toe trek soveel as wat hy kan. Dit was nie sy werk, sy roeping as herder nie. Sy fokus, sy verlange was dit, om getrou God se woord te bedien en niks agter te hou van die volle raad van God nie. Alles wat die Here vir sy gemeente in sy woord gee. En hoe moet ons dan verlang? Hoe moet ons dan bid dat ons herders, ons ouderlinge altyd die vrymoedigheid, die erns, die liefde sal hê om die volle raad van God te verkondig en nooit iets te weerhou wat nuttig is nie. Terwyl hy dan die volle raad van God verkondig, sê hy in vers 21, terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het op die bekering tot God en die geloof in die Here Jesus Christus. So terwyl hy die volle raad van God verkondig, sê die kern van al die verkondiging was tog hierdie. Bekering tot God en geloof in die Here Jesus Christus. Waarom? Want dis die kern van waarheen die hele skrif wys, die volle raad van God. Dis die oproep van die evangelie. Hoe belangrik is hierdie waarheid? Alle prediking, alle praatjies, alle toerusting, alle dinge wat op 1000 mooi dinge gefokus is, wat hierdie ontbreek, is net morele praatjies. Dis net sedelesse. Dis net opbouende, bemoedigende gesprekke. Laat niemand sê dat hulle die evangelie bedien, wat nie hierdie kern het nie. Bekering tot God en geloof in die Here Jesus Christus. Dis die oproep van die evangelie. Die evangelie wat vir jou sê, sien jou sonde en jou nood. Vir elke skeps, elke mens sê, sien jou nood. Jy kan jouself nie red nie. Jy staan skuldig voor die almagtige God. Jy het genade nodig. Dis bekering, is om dit te sien en dan te draai na God toe. Waar ons so geneig is en die duiwel vir ons sê, as jy jou sonde raak sien, vlug, want die wraak kom. Sê Christus, vlug na my, want die wraak kom. Dis bekering tot God, om te draai tot hom, voor hom neer te val vir genade. En geloof in die Here Jesus Christus, is om dan die genade wat gegee word, te aanvaar, te glo, lief te hê. Dis die oproep van die evangelie. Ken jou sonde, jou nood,
maar ken ook die genade van die Here Jesus Christus, hoe hy aan die kruis op Golgotha jou straf wat jy moet kry, gedrink het, op homself geneem het en vergeld is vir jou misdade, en hoe hy sy geregtigheid aan jou gee, tot jou verlossing. Glo dit, hê dit lief, gryp dit aan, dis die oproep van die evangelie. Nou as herders broers, moet ons terwyl ons die volle raad van God verkondig, nooit hierdie uitlaat, of 'n ander doel voor oë hê, of 'n ander kern, of 'n ander grond hê, as die suiwere evangelie en die oproep van die evangelie nie. Selfs vir die gelowiges wat reeds bekeer het, selfs vir die gelowiges wat reeds glo in Jesus Christus se offer, selfs vir hulle hoe nodig het ons dit, om aldeur die evangelie te hoor. Ons kan nie genoeg hoor wat die evangelie is, hoe dit werk, wat die implikasies vir ons lewens is nie. Ons kan nie. Ons is so geneig om heeltyd terug te wil gaan en onsself te wil red. Hoe kyk ons na ons heiligmaking heeltyd en dink, goed, as ek net nog 'n bietjie hierdie, 'n bietjie meer dit, 'n bietjie meer daar, dan sal God my definitief aanvaar. Waar die evangelie sê, draai weg van jouself af. Bekeer, draai na God toe, val voor hom neer en vat jou hartig net die genade van die Here Jesus Christus vir jou verlossing. Hoe moet ons selfs, ons gelowiges dit weer en weer hoor, en dis herders weer en weer as die kern hou. Vers 22, en kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem, en watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie, behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeye en verdrukkinge my wag. Nou Paulus se toewyding, sy begrip van die gewig van die roeping van die Here Jesus Christus, moet vir ons almal hier 'n voorbeeld en 'n oproep wees. Paulus sê, ek gaan na Jerusalem, en ek weet nie wat gaan gebeur as ek daar kom nie, ek ken nie die detail nie, maar ek weet, dit gaan nie goed wees nie. Die Heilige Gees stuur vir my in elke stad profete wat vir my sê, wat vir my wag. En ek kan dan indink, wat die ouderlinge sou sê, van Efese met wie hy nou gepraat het. Moet dan nie gaan nie. Bly hier, bly gespaar, hou ons aan bedien. Maar hoor wat sê hy, in vers 22, ek bekommer my glad nie, genade om te kan kyk na verdrukking wat wag, en te sê, ek bekommer my glad nie. En ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring, en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het. Weet jy broer en suster, wat is die Christelike lewe? Om in diens te wees van die Here, of jy nou 'n ouderling, diaken, op 'n komitee is, of net gewoon 'n lidmaat is. Weet jy wat is die kern van die Christelike lewe? Dis 'n weggooi lewe. Wanneer jy na die kruis toe kom van Christus, dan klim jy van jou troontjie af. Dis bekering tot God, jy kan nie meer daar sit nie. Jy klim van jou troontjie af en jy neem jou kruis op. Jou lewe, jou waarde, jou goud, skuif van hier af, hierdie lewe, na die koninkryk toe, na die volgende bedeling toe. Dis waar jou skat dan nou lê. Jy kan nie getrou en kragtig jou roeping vervul in die koninkryk, in watter kapasiteit ook al, indien jy jou eer, jou status en jou regte nog laat heers in jou hart nie. Of soos wat Paulus sê, ek ag my lewe vir myself nie dierbaar nie. Geen deel daarvan nie. En hoor hoekom sê hy, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het. Dis alwaar Paulus omgee. Ons moet oplet op die teks, sodat ek ag my lewe nie vir myself dierbaar nie, ek klim van my troon af, ek tel my kruis op in die diens van die Here. Waarom? Sodat ek met blydskap dit kan doen en dit kan reg doen en klaar doen. Wanneer ons eie eer, wanneer ons eie persoon en ons regte in die pad staan,
wanneer dit sentraal in ons hart staan wanneer ons die Here wil dien, gaan ons nie die wedloop kan voleindig nie. Ons gaan nie die diens kan uitvoer nie, ons gaan uitklim. Wanneer ons, of wat gaan gebeur is, ons gaan dalk aanhou, ons gaan dit dalk klaar kry, die werk wat die Here ons gee om te doen, maar ons gaan dit nie met blydskap doen nie. Al murmurerend, konstant. Kla oor die werk wat gegee is. So let dan op wat Paulus sê. Ek ag my lewe vir myself, wie ek is. My fisiese lewe, my status, my eer, my gemak, my regte, ek ag dit vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap die loopbaan kan voleindig. En Paulus het dit reg gekry. Oorweeg wat sê hy later aan Timoteus, hy kosbare pastorale woorde, waar hy aan Timoteus skryf en hom eintlik groet. Hy's in die tronk, hy wag op sy teregstelling. Dan sê hy, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. En dan sê hy verder in vers 25, en nou weet ek dat julle almal, onder wie ek rondgegaan en die koninkryk van God verkondig het, my aangesig nie sal sien nie. So, Paulus weet dat hy nie meer onder hulle gaan wees, en nie meer self kan bedien, en hulle vertroos en bemoedig en vermaan en leiding gee nie. En daarom sê hy dan vers 26, daarom betuig ek aan julle op hierdie dag, dat ek rein is van die bloed van almal, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Nou met hierdie woorde verwys Paulus amper beslis terug na Jesegiel 33. Daai bekende teks wat ons so goed ken, waar die swaard van die Here oor die land gaan kom, en die Here stel manne as wagters op torings, om te kyk vir die swaard. As hy die swaard sien, moet op die bassein blaas, en hy moet waarskuwing uitroep, die swaard van die Here kom, en almal wat dan nie luister nie en getref word, hulle bloed is op hulle eie hoof. Maar, sê ons Here in Jesegiel, as die wag daar staan, en hy sien die swaard kom, en hy blaas nie op die bassein nie, hy roep nie, dan sal die mense wie getref word se bloed op sy hoof wees. En Paulus sê dan, ek het op die bassein geblaas. Ek het die waarskuwings, alles wat nodig was, uitgelê. Ek het die genade verkondig, ek het julle vermaan, ek het julle gelei. Of in ander woorde, ek het niks teruggehou van die hele raad van God nie. Ek is onskuldig aan almal se bloed. Herders, dit moet ons kan sê. En al hoe ons dit sal kan sê, is indien ons die hele raad van God verkondig aan sy gemeente. So tot op hierdie punt nou het Paulus vir ons, of eintlik vir die ouderlinge van Efese, sy bediening as herder uitgelê, as instruksie, as voorbeeld en bemoediging. En dit alles het dan opgebou tot hierdie opdrag in vers 28. So, kyk sommer na vers 28. Paulus spreek met die herders, hy sê, gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. En in hierdie opdrag vind ons nie net 'n openbaring van hoe God sy kerk versorg en beskerm nie. Ons vind ook in 'n sin 'n opsomming en die beginsels waarvolgens ons gesien het, Paulus sy bediening gedoen het. En ons vind hierin dan ook 'n kragtige boodskap van ons Here, beide vir sy gemeente en vir sy ouderlinge. So oorweeg dit saam met my aan die gemeente, nommer 1, God, die Heilige Gees, het die broers as herders en opsieners, ouderlinge gestel van hierdie gemeente. Vers 28, gee dan ag op julleself en op die hele kudde, waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het. Die ouderlinge is nie besig om as owerhede oor die gemeente te heers nie. Het is nie 'n verdragmans wat net hulle eie belange op die gemeente afdwing nie. Paulus maak duidelik dat die ouderlinge van 'n gemeente, elkeen in die besonder, deur God die Heilige Gees self
gestel en geplaas is in 'n gemeente. Dit is die Gees wat hierdie broeders die buitengewone gawes gegee het. Dit is die Gees wat hierdie gemeente gelei het om hierdie gawes raak te sien en te erken. Dit is die Gees self wat deur die hele proses van approbasie en bevestiging sy herders stel oor sy gemeente. Implikasie, dis gemeente, vertrou julle herders, volg hulle, hê agting vir hulle, want die werk wat hulle doen en die plek waar hulle is, het God die Heilige Gees self vir hulle gegee. Ons Here sê dit in 1 Tessalonisense 5, vers 12, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is, en julle vermaan, en bewys hulle in liefde die hoogste agting, terwille van hulle werk. Nie omdat hulle sulke wonderlike mense is nie, maar omdat God die Heilige Gees deur hulle werk en hulle daarstel. Nommer 2, hulle is as opsieners aangestel. In vers 28, gee dan ag op julle self en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het. Nou hierdie woord gestel, moet die beeld in ons kop kry van 'n wag wat gestel word of geplaas word op 'n toring om te kyk, om fyn dop te hou wat aangaan in en rondom die stad. En die woord opsiener is die woord vir iemand wat toesig hou, iemand wat fyn oplet en juis kyk dat alles reg geskied. Die ouderlinge stel God die Heilige Gees dus in 'n gemeente om die gemeente te beskerm, om die gemeente te bewaar, om toe te sien dat Christus se woord en sy wil seëvier, dat dit gevolg word tot sy heerlikheid en tot sy gemeente se koestering. Hulle is daar vir beskerming van die gemeente. En broers en susters, hoe uiters nodig het ons dit. Vers 29, ek weet dit, sê Paulus, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan en verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Wolwe. Mense wat leer en oortuigings verkondig in die gemeente wat nie met Christus se wil en woord ooreenstem nie. Mense wat los van sy woord af wil werk in die kerk. En net vir ingeval ons dink, ja maar nee man, ons is doppers. Niemand sal dit doen in ons gemeente nie. Hoor wat sê Paulus wanneer hy skryf van hierdie gemeente. Hy sê, ek weet dit. Hulle kom beslis. Dis nie 'n opinie wat die predikant het nie. Dis nie 'n opinie wat die kerkraad het nie. Dis nie 'n opinie wat enige mens het nie. Dis ons Here self wat vir sy gemeente sê, ek weet dit, hulle kom. Ons sê dit is die Here wat ons beskerm uiters nodig. En daarom bid ons vir dit. Daarom bid ons vir die Here, hou ons rein, hou ons in alles getrou aan u woord, gee ons wysheid, insig, bind ons aan u woord, hou ons gesond, hou ons by u woord. Die besonderste ding wat jy nou moet sien is, die Here sê, een van die vernaamste middele hoe hy dit gaan doen in sy gemeentes, is deur vir hulle opsieners te gee. Deur vir hulle wagte aan te stel. Hulle is daar om die gemeente te bewaar, te beskerm. Daar om die middele te wees deur wie God self die beskerming uitvoer. Nommer 3, hulle is as ons herders aangestel. Dis weer vers 28, om as herders die gemeente van God te versorg. Nou hierdie frase, om as herders te versorg, dis een woord in die oorspronklike. Dis die werkwoord om te herder. Die ouderlinge moet die kudde, ons as kudde, herder. Dit is, hulle moet die kudde lief hê, hulle moet die kudde koester, uiters waardevol ag, versorg, en bedien met alles wat die opperherder vir hulle gee. Alles wat die opperherder afmeet vir sy kudde, moet die herders kom en voorsit vir sy kudde. Gee vir hulle. Hulle is die middele waardeur God sy herderlike sorg toepas op sy gemeente. Hoe kosbaar is dit? Hoe soet waarheid en belangrike waarheid om hierdie te begryp, broers en susters.
Ons bid vir troos in ons seer. Ons bid vir bemoediging in ons mismoed. Ons bid vir vermaaning in ons dwaling. Ons bid vir ondersteuning in ons stryd. Ons bid vir die Here, wees vir my 'n herder. En dan is die Here dit. Hy gee dit. En een van die vernaamste middele waardeur hy dit gee aan sy gemeente, is deur vir hulle onderherders te gee, ouderlinge. En so moet die gemeente dan plek maak vir hulle herders, om so gereeld as wat dit nodig is, deur te loop. Sien dit raak dat skape wat die liefde, die koestering, die bemoediging, die opbouing, die vermaaning verwerp van 'n herder, verwerp nie dit van die herder nie, maar dit van die een wie die herder daar plaas. Want die herder tree nie in sy eie kapasiteit op nie, hy tree op as daar gestel, as die onderherder van die opperherder. So leer Hebreërs 13 ook, so in Hebreërs 13, wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak oor julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen, en nie al sigtende nie, want dit is vir julle nuttig. En dan aan die ouderlinge, en aan die ouderlinge, sowel as ons 2 broers wat vanoggend deur die Heilige Gees gestel word as herders van die gemeente. Ouderlinge, julle is inderdaad deur middel van mense geroep en bevestig as herders van hierdie gemeente, maar is nie volgens die wil van mense nie, of volgens die planne van mense nie. Weer vers 28, dis die Heilige Gees self wat jou aangestel het oor hierdie kudde. Jy het nie die range geklim in 'n organisasie nie. Jy het nie jouself opgebou tot hier nie. Die Heilige Gees het jou gawes gegee en jou as gawe gegee vir hierdie gemeente. Om sê, wees my kanaal waardeur ek sorg. Daarom begin Paulus met die woorde, vers 28, gee dan ag op julleself. Iemand wat nie self groei in heiligheid nie, iemand wat nie self naby ons Here wandel nie, kan sy kudde nie behoorlik herder nie. Watter voedsel kan jy vir die kudde voorsit, as jy nie self daardie voedsel gaan haal by die opperherder nie? Watter wolwe gaan jy afweer en teen beskerm, as jy nie self die woord gedurig deur opneem nie? Gee ag op julleself, broeders. Julle, dit is nommer 2, julle is as opsieners en wagte aangestel. Vers 28. En op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het. Nou weer eens, onthou die beginsel, God self is die groot opsiener van ons siele en so ook van sy gemeente. Hy is die een wat beskerm en bewaar. Maar hy doen dit deur sy opsieners, deur sy ouderlinge, deur julle broers. Wee ons indien ons dan nie wakker en nugter en met alle erns die wagtoring beman nie. Daar kom wolwe. Wanneer die waarheid van ons Here verkondig word, gekoester word, kan die wolwe nie anders as om te blaf en te grom nie. Ek weet dit, sê Paulus. Hulle kom en is wrede wolwe wat die kudde nie sal spaar nie. Laat ons dan in alles die swaard van die woord opneem en die kudde bewaar. Derdens, julle is as herders van hierdie gemeente, van hierdie kudde gestel. Vers 28, om as herders die gemeente van God te versorg. Weereens, God self is die herder van hierdie gemeente, die opperherder. Hy gee vir hulle troos, hy gee vir hulle bemoediging, hy gee vir hulle leiding, vermaaning, wyding en rus. En een van sy vernaamste middele gaan jy wees. Herder. Hy doen dit deur jou. Die implikasies is veelreikend, maar net prakties. Ken die skape, ken, koester, sorg vir sy kudde, loop deur hulle, verbind die seere, dra die swakkes, vermaan die afvalliges, bring hulle na die weiding en die water, die woord van ons Here. Dis jou opdrag. Laastens, ouderlinge, weet dit, soos wat Paulus ook duidelik vir ons wys, dis nie jou kudde nie. Vers 28, dis die kudde, of die gemeente, die eklesia, die uitgeroeptes
van God self, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Hierdie moet ons laat sidder. Ons is herders wat God self gestel het oor sy kudde, maar is sy kudde gekoop deur sy eie bloed. As ons maar net dieper kon begryp wat die waarde van 'n druppel van die bloed van die lam is, dan sou ons begryp hoe uiters lief, ontfermend, besorgd ons opperherder is oor sy kudde. Hy gee daardie bloed vir hierdie kudde. Wat beteken dit hy gee sy bloed vir die kudde? Dit beteken hy het hulle helse straf en pyn opgedrink. Herders, julle wat met die kudde gaan werk, julle kyk na hulle. Julle sien nie net mense wat almal toevallig gereformeerd is nie. Julle sien mense vir wie Christus self die hel opgedrink het, sodat hulle nie hoef nie. Wie hy getrek het, in hom geplant het. Wie hy lief het, so lief het, hy noem hierdie gemeente sy eie bruid. Daarom roep die apostel Jakobus in hoofstuk 3, moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Die apostel Paulus aan Timoteus, dis hoekom hy skryf, let op jouself en op die leer, en lê jouself daarop toe om jou beproef voor God te stel, as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. Wanneer jy dit sien, broer, mag jou reaksie wees, maar wie is vir hierdie dinge bekwaam? Wie kan hierdie gewig dra? Hoor vers 32. En nou, broeders, dra ek julle aan God en die woord van sy genade op, wat magtig is om julle op te bou en julle 'n erfdeel te gee onder al die geheiligdes. Die antwoord is niemand. Niemand van ons is bekwaam in onsself om hierdie gewig te dra nie. Na hierdie heerlike, kosbare bruid van Christus as opsieners en herders te werk nie. Niemand. En juist daarom word ons ouderlinge met soveel ywer aan God en sy evangelie opgedra. Hy alleen is magtig om hulle op te bou, om hulle geskik te maak as kanale waardeur hy sy werk in die gemeente verrig. Hy, die opperherder, sal hulle staande hou, omdat die opperherder die een is wat die beskerm en die versorging en die leiding gee, en omdat hy hulle gebruik as sy middele. Hy gee dit vir sy kudde, deur hulle self. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons dank U dat U hierdie manne deur U Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid U, gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te verrig. Skenk aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hulle genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here die gemeente waaroor U hulle gestel het. Maak elkeen gewillig om hom aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. Laat so U heilige naam geëer word en die ryk van U Seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur U geliefde Seun. Amen. Psalm 128 sing ons dan vers 1, 3 en 4.
Geliefdes van die Here, ontvang dan sy seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.